Hallo julle, Hallo daar. ons het verlede week die kunstefees gehad en al die voorbereidings wat daarmee saamgegaan het. Die kunstefees wat ook met baie sneeu gepaard gegaan het. Maar die voorbereiding self het ook sy eie uitdagings ingehou en het eintlik inherent ook 'n mens by sekere plekke uitgebring. Ja, ek dink so. Dit was eintlik nogal 'n bietjie 'n onverwagse en nogal 'n brutale les, sou ek sê. Ja, maar baie belangrik dink ek. Ons beleef regtig verskriklik baie druk wanneer ons voorberei vir die kunstefees, omdat ons is 'n klein dorpie, klein gemeenskap en min mense wat met die beplanning van die kunstefees besig is, sodat daar's vreeslik baie werk. En dis ook 'n geleentheid waar ons gewoonlik ons kuns uitstal. So ons het 'n mooi ruimte en ons het plek, so dit is 'n baie goeie geleentheid om bietjie pottebakkery en beeldhou uit te stal. Maar hierdie hele jaar vir ons was eintlik 'n moeilike jaar in terme van om op daardie manier te skep, want ons is besig om hier op Tafelkop te vestig en ons energie gaan eintlik daarin en ons het al hierdie baie moeilike dinge in die familie gehad, Sebastian se dood, Pedro se dood en so veral my eie, ek kan ook net van myself praat, my kreatiewe energie was baie laag. Ek het baie min inspirasie op hierdie stadium of op daardie stadium gehad. So ek het regtig waar baie min met klei gewerk hierdie hele jaar. Die studio is nog nie daar nie, dis 'n klein spasie, so dit was regtig net nie moontlik op baie maniere nie, maar 'n mens wil nou hierdie geleentheid gebruik. En jy voel eintlik jy behoort hierdie geleentheid te gebruik. So daar skop daai dinge in van dis 'n geleentheid ook om nog inkomste te kry, so ek beter myself aan die gang kry en ek beter werk gelewer kry vir hierdie kunstefees. Bo op al die ander druk van die voorbereiding. So ek kan nie groot werk doen nie, maar ek het 'n hele klomp klein goedjies gemaak en dit regtig geniet. Ek was so moeg dat ek regtig vir myself gesê het, ek wil net aan die gang kom. En ek het sommer hier in die huis het ek gesit met klei en ek het knyppotjies gemaak en dit was lekker en ek het aanhoudend dit vir myself gesê, onthou, jy hoef nie iets te lewer nie. Dit was soort van my narratief, maar onderliggend ook daai ding van, wel, daarom gaan ek seker 'n tafel vol goed hê. En so nader as wat die tyd kom, hoe meer besef ek, dit gaan hoogstens 1 oond wees. So 1 viering, ek gaan basies 1 biskviering en 1 glasuurviering kan doen. So die klompie potjies het gegroei en gegroei en gegroei. En die weeromstandighede was ook nie baie goed nie. Ja, en dan het ons 'n paar koue dae tussenin, die goed word nie droog nie, en dan dink ek, dan moet daar 'n paar beelde ook tussen die goed wees, en dan maak ek 'n paar beeltjies, maar die weer speel nie saam nie, en op die ou ende pak ons 'n buskoond, redelik vol, ek moet sê, redelik vol, baie trots op dit. Maar die beelde is nie daarin nie. Maar die beelde hou ek tot heel laaste en ons kyk daarna en ek sê vir George, jy weet, ek gaan hulle nie glasuur nie, ek kan hulle net sowel net in 1 viering sit, ek kan hulle met die glasuurviering net insit. Dit gee dit daarom nog so 2 dae wat dit kan droog word. Want hulle is nie heeltemal droog nie, met die slegte weer en so, en jy sit hulle op en hulle is meer solied, so hulle vat baie langer, maar ek sit hulle bo op die oond neer, dat hulle nou nog daai hitte van die oond ook kan kry, en doen nou regtig alles van my kant af, maar onderliggend, en ek dink dis die belangrike ding, is ek so gedreineer en so moeg terwyl ek dit doen, dat ek myself absoluut forceer om dit af te werk, die oksiede, die pakkery, en ek eintlik besig is om myself te ooreis, en ek dit weet, maar ek hou net aan. En ek dink dis waar die groot les van my inkom, voel of ek vreeslik baie praat, doen ek.
Nee, maar ons moet by die punt kom. Ja, so ja, en toe nou met die glasierviering sit ek dit in. Want dit is toe nou die beelde, die ander kleiner knyp potjies en alles het toe nou deur 'n buskviering gegaan. So hulle het nou tot op 1000 grade gegaan en hulle is mooi uitgedroog, maar die beelde was nou nog glad nie in 'n oond nie. Ja. En omdat hulle dan nou wat ons praat van 'n single fire doen. So hulle gaan net een keer in die oond. So en ek voel hulle en ek sê, "Joh, dis touch and go." Dis nou so, maar kom sit hulle maar in. En toe ons die oond oopmaak, toe het daai 2 beeltjies ontplof omdat hulle nie droog was nie en hulle is die hele oond deur in duisende stukkies versprei. En omdat dit die glasieroond was, het dit op alles geval en op alles vasgesmelt en basies is 3/4 van die oond se inhoud onbruikbaar. Ja. So baie lank storie om te sê, ons kon niks uitstal nie. Die les vir my is dit is 'n ontploffing, maar ek was besig om so myself te negeer en nie te luister na my eie stem nie. En ek dink dis baie belangrik om dit amper as 'n simbool vir myself te hou aan die geweld wat ek myself aandoen. Ek dink dis maar dit. Dat 'n mens baie keer dinge doen wat jy baie, baie duidelik weet nie vir jou goed is nie. En jy hou net aan totdat daar eers iets groot verkeerd gaan. Ja, daar dat 'n mens nie ingestel is op amper 'n groter rustiger boodskap wat deurkom nie. Ja, en ek meen en 'n baie duidelike weet daarvan en aanhou. Ja, soos jy sê, en dit kom neer op bang om 'n geleentheid te laat verbygaan, bang om mense te leer te stel wat vir wie ek gesê het ons gaan uitstal. Al daai tipe dinge waar jy jouself wat is override, negeer, oor die hoof sien en net voortploeg. Ja, en 'n mens kom agter, ek bedoel hier het ons 'n baie konkrete voorbeeld van hoe dit uitgespeel het. Ja. En jy kan amper daarop terugkyk en jy kan sê, soos wat die proses aangegaan het, was daar verskillende tye waar ek vir myself geweet het, hierdie ding is eintlik nou om die grense te rek, om die grense te toets, alles daarmee saam. En ek dink wat in die proses gebeur, 'n mens ignoreer jou instinkte. Want ander dinge tree in en so aan, so jou instinkte. Dis net daai baie dieper weet. Ek moet sê dis dieper is instink. Instink vir my maak my bang. Ek is bang want ek wil nie geleentheid laat verbygaan nie. So ek forceer myself. Maar dis op 'n dieper vlak 'n wete, dis nie nodig om dit te doen nie. Ek is nie besig om I'm not being true to myself. Ja. En ja, ek dink en soos jy sê, hierdie is 'n baie konkrete ding, maar baie keer speel dit baie subtieler uit in ons gesondheid, in ons senuwee toestande, in burn-out, in verhoudings, en dit is as gevolg van hierdie ding wat ons doen, waar ons nie na daai dieper stem luister nie, waar ons nie dit vertrou nie. Ja. En dit is baie keer gekoppel aan produksie en aan resultate. Ja. Dat 'n mens het 'n sekere idee waarby jy wil uitkom en soos die Engelse uitdrukking sê, come hell or high water, ek gaan daarby uitkom. Ja. So in die proses kan ons so eindpunt gedrewe raak
dat ons die proses wat tussenin plaasvind, dat ons dit uit die oog verloor en op die lang duur kan dit slegte gevolge hê op 'n persoonlike vlak. So dit is eintlik net om die heeltyd sensitief te wees vir dit wat besig is om plaas te vind. Ek het eintlik gedink ek moet een van hy stukke hou, net so, en dit net as 'n simbool te gebruik en net myself te herinner daaraan. Ja, want ek wil amper sê, in al die tyd wat ons al saam vier, daar was kere wat ons die oond oopgemaak het, wat 'n mens die ping gehoor het, en waar potte gekraak het, en so aan, maar ons het nog nooit 'n viering gehad, wat op so 'n manier ontplof en Soveel skade gedoen het nie. Ja, en die ironie is, as daai stukke in die eerste oond was, daar was daar nie glasuur by betrokke nie. Ja, en jy het Dan afgestof. het jy dit uitgeskit en die goed gewas en jy kon dit glasuur, maar omdat die glasuur smelt en die stof en die stukkies op dit lê, het dit vasgesmelt. Ja. So, ja. So die groot ding is, en ek dink waarteen 'n mens veral moet waak, dat jy vir jouself sê, wanneer jy daarvan bewus is, ek het nie 'n opsie nie. Ja, en ja, dis nie die waarheid nie. 'n Mens het altyd 'n keuse. Ja. En dit kom met gevolge, dit gaan mense teleurgesteld maak as jy nie dit kan doen nie. Jy gaan dalk 'n paar rand se inkomste, maar nou is daar basies daai hele oond se inkomste daarmee. Ja. So dit is net nie die moeite werd nie. Ja. So dis nou net so 'n konkrete belewenis van 'n groot lewensbeginsel. En 'n groot blaps. Ja. En almal wat daarvan weet sê net, "Joh, dit is so jammer." Dan sê ek, is regtig my eie ongeduldigheid. En my eie nie luister nie. So ek kan net myself blameer. Dankie julle. Ons gesels volgende week weer. Mooi week almal. Totsiens. Tata.